Goeienaand en is so lekker om nog steeds die woord saam met julle te share, alhoewel ons nie fisies by mekaar is nie. En ons begin vandag met 'n nuwe exciting reeks en dit is God se beloftes. So deur hierdie vakansietydperk gaan ons bietjie gesels oor God se beloftes en hoe God al vir ons deurgekom het. En die spesifieke belofte waaroor ek wil gesels is, God beklei vir jou. Of die mooi Engelse woordjie wat sê, I will protect you. En ons is vers spesifiek in Exodus 14 vers 14, wat ek vir julle gaan lees in die Amplified version. Dit sê, the Lord will fight for you while you only need to keep silent and remain calm. Nou net so 'n bietjie konteks van hierdie vers is, dit was God wat vir die Israeliete die gesê het, net nadat hulle uit Egipte uit is. So die 10 plaas erby en nou is hulle uit Egipte uit besig en hulle is by die Rooi See. So net wat julle moet onthou is, die Egiptenare het hulle geagtervolg, want hulle wou hulle doodgemaak het. En hier kom Israel, die Israeliete, en hulle staan voor hierdie Rooi See, en nou is hulle soos, o koek, wat se kant toe nou? Hier's 'n see voor my, hier's Egiptenare agter my, ek kan nie kant toe gaan nie, want die Egiptenare gaan ons aanval. En soos wat hulle by die Rooi See kom en vir God vra, maar het God ons hiernatoe gestuur om ons dood te maak, sodat ons maklik begrawe kan word in die woestyn. Sê God die vir hulle, bly stil, staan sterk, ek beklei vir jou. En dit is baie moeilike woord om te onthou. Toe ek deur 'n baie challenging tyd in my lewe gegaan het, waar soveel mense my heeltyd aangeval het, opinies oor my lewe gehad het, oor die persoon wie ek is, oor my identiteit, slegte goed oor my identiteit gespreek het, is dit 'n vers wat iemand vir my kom sê het. Toe hulle vir my sê, wees stil dan hy, God beklei vir jou, toe vra ek vir hulle, maar hoe? En ek journey toe met die Here oor hierdie woord, maar hoe moet ek net stil bly as iemand my aanval? Hoe moet ek net stil bly as iemand my sleg sê? Omtrent weekliks was daar goeders oor my gesê wat nie waar was nie. So hoe moet ek net stil bly en toelaat dat God vir my beklei? En soos wat ek met die Here journey, kom gee die Here vir my vrede oor die situasies. Toe ek gebid het oor dit, kon ek gesien het hoe God deurkom en hy vir my in tye wat mense my so sleg sê, wat hulle opinies nie effek oor my lewe het nie. En dit is toe ek snap, ek het net nodig om stil te bly. God is die een wat vir my sal beklei. En toe ek bietjie verder gaan studie doen oor hierdie vers, is David Kazook uit commentaries geskryf oor Exodus spesifiek en oor Exodus 14. En ek wil vir julle lees wat hy sê. Hy sê, yet as God told Israel, he often tells us to simply stand still and hold our peace as he reveals his plan. So om stil te staan en te weet dat God sy plan vir ons lewens vir ons sal reveal. Ons het net nodig om stil te wees, te fokus op hom en te weet dat God het 'n plan met ons lewe. En hy gaan aan en sê vir ons, daar's 4 goedjies wat uitstaan as jy nie wag vir God se timing nie, as jy nie wag vir hierdie belofte van God om deur te kom nie. Die eerste een wat gebeur is despair. So die Israeliete in hierdie plek, hulle begin hulle self jammer te kry en sê, maar ek kies om eerder dood te gaan as wat hierdie Egiptenare nou agter my is en wat ek nou hier voor die Rooi See staan en nie weet wat gaan gebeur nie. So ons het die keuse om te maak, gaan ons vertrou op God se beloftes of gaan ons in despair ingaan en ons self jammer kry? Die tweede een is fear. Die Israeliete was bekommerd op daai oomblik geweest dat hulle vir God gesê het, hulle sal eerder teruggaan in slawerny in om weer vasgevang te wees as wat hulle sal kies om hier dood te gaan. Die derde een is impatience. So jy wag nie vir God se timing nie en jy spring net in dit in en doen iets te vinnig. En as die Israeliete nie gewag het nie, sou hulle nie God se wonderwerk gesien het nie. En die laaste een is presumption. En dan spring jy in die Rooi See, nog voordat hy gesplit is, en dan verdrink jy. Dis die 4 goed wat gebeur, as ons nie wag vir God se deurbraak nie, as ons nie wag vir God se timing nie. Ek weet nie waar jy in jou lewe bevind nie, maar ek wil vir jou sê, ek weet hierdie woord is so moeilik om te hoor dat God sê vir my, ek moet net stil bly, maar daar's soveel mense teen my. Miskien voel dit of jy by Bloubergstrand staan en jou vyand is agter jou en jy weet nie wat se kant toe om te gaan nie. Ek wil vir jou sê, God se timing is perfek. Hy het 'n plan met jou lewe. Jy moet net op hom vertrou. Dit gaan net vir jou vat om jou fokus te skuif en jou fokus op hom te sit en te sê, Here, in hierdie tyd wat ek nie weet nie, in hierdie tyd wat ek wag, kies ek om my oë te fokus en net op U te sit, want ek weet U sal vir my beklei.
En as jy dan in die tye kom wat jy twyfel, dan verklaar jy die oor jou lewe. Here, U sê in Eksodus 14 vers 14 dat U vir my sal beklei. So help my om dit raak te sien. Kom ons sluit julle oë. Ek wil net hê daar waar jy nog moontlik is vandag en jy voel dat die vyand is agter jou en die see is voor jou. Jy weet wat daai situasie is. Ek wil hê dat jy daai situasie nou hardop vir God sê. En sê vir hom, jy wil sy deurbraak sien. Dankie Here dat ons net 'n oomblik kan vat en ons kan net bid vir U. Here, ek bid net, daar waar ons sit en daar waar ons moontlik voel, ons weet nie ons uit hierdie omstandighede gaan kom nie. Ons voel die wêreld is teen ons, almal is teen ons, daar's niemand wat vir ons is nie. Here, bid ek nou dat U woord oor ons sal kom bevestig. Dat U vir ons, U plan vir ons lewens sal kom wys. Here, dat ons vashou aan U hand en aan U beloftes vir elke liewe een van ons. Dat ons sal weet dat U 'n goeie God is. Wys vir ons die tye wat U daar was vir deurbraak in ons lewe. Herinner ons aan dit en dat ons altyd sal vashou aan U hand. Here, as daar iemand is wat twyfel in God se bestaan, bid ek nou dat U self sal reveal vir elkeen van hulle. Dat hulle sal weet dat U 'n realiteit is, dat U nie ver van ons af is nie, maar U is hier by ons nou. Here, en ek bid vir deurbraak, vir situasies waar die mense voel, hulle is nie veilig nie, vir situasies waar die mense voel, hulle weet nie wat se kant toe nie. Bid ek nou vir deurbraak in die naam van Jesus Christus, dat hulle Rooi See sien oopsplit. Dat hulle sal weet dat U by hulle is en U is nie ver van hulle nie. Amen. Baie dankie dat jy vandag saam met ons ingeskakel het. Ons sien julle weer volgende week.